Goeiedag en baie welkom by hierdie oomblikke waar ons saam stil word en reflekteer oor die Here se plan en droom vir ons lewe. Ek het groot geword in die dae van briefskryf. Op skool het een van my ouma se niggies, ek het haar ou Tannie Ellie genoem. Ons almal het haar dit genoem. En ons twee het gereeld vir mekaar geskryf. Ek onthou hoe opgewonde ek was wanneer een van die briewe deur die posbode in ons poshokkie afgelewer is. Hierdie briewe was meestal gesprekke tussen my en ou Tannie Ellie oor haar lewe in die huis van bejaardes waar sy gewoon het. Ja, dit was kort briewe wat meestal gegaan het oor my lewe op skool en haar lewe daar tussen al die ander ou oomies en tannies. Ek onthou ek altyd opgewonde was oor haar briewe en soms ongeduldig was wanneer die posman nie gereeld genoeg vir my brief gebring het nie. In ou Tannie Ellie se briewe het sy my elke keer aangemoedig om reeds as 'n jong seun, ek was in my laerskool daar, Jesus te volg en altyd te onthou in haar woorde: Jesus is jou persoonlike saligmaker. My pa se moeder, ouma Bets, sy het lank vir ons en by ons in die huis gebly. Sy het ons kom oppas as my pa en my ma nie daar was nie. Ja, sy was daar vir ons. Ek en my boet en my sus het as kinders haar leer ken as 'n baie streng ouma. Ja, sy was lief vir ons. Maar kom ons sê nou maar hoe dit vir ons was. Ouma Bets was 'n kwaai ouma. Ek het soms gewonder hoekom sy nie soos ou Tannie Ellie eerder vir ons van Jesus, ons saligmaker, vertel het nie. Maar sien, ons en ouma Bets was nie in dieselfde kerk nie. Ek het altyd gewonder of haar kerk nie dalk die verkeerde kerk is nie. Toe ouma Bets oorlede is, was haar Bybel my erfstuk. Ek het dit toe nie geweet nie. Ek het altyd gedink daardie Bybel is ou Tannie Ellie se Bybel. Dis eers later wat ek dit uitgevind het. En daar in hierdie Bybel, wat myne geword het, ontdek ek haar briewe. Briewe wat sy geskryf het. Binne in haar Bybel het sy kort notas gemaak, kort gedagtes neergepen oor haar vertroue in God. Maar dit is veral haar woorde op die heel eerste bladsy, 'n swart bladsy waar sy met 'n donkerblou pen geskryf het en ek baie mooi moes kyk wat hier staan. My rukkie geneem om die woorde mooi te kon ontsyfer. En hier staan: aan Johan Rosa Huystek, mag dit vir jou 'n ligstraal wees as ek nie meer daar is nie. So baie liefde, ouma. Augustus 1972. Een van die mooiste briewe, voor in 'n boek vol briewe van God af vir my, 'n ligstraal in en vir my lewe, tot vandag toe nog. Ek dink aan Timoteus, 'n jong leier in die vroeë kerk. Hy het gereeld briewe ontvang van Paulus af. In een van die eerste briewe bemoedig Paulus hom en hy gee vir hom riglyne oor wanleringe wat daar gebeur het in die gemeente en verkeerde gedrag wat hy moes aanspreek. Ons lees 'n gedeelte van hierdie brief in 1 Timoteus 6. Die wat ryk wil word, val in versoeking. Die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Dis sterk woorde. En verseker nie om ons skuldig te laat voel nie. Maar, soos ouma Bets gesê het, 'n ligstraal vir ons lewe. Om ons wakker te maak. En hier gaan dit ook nie oor geld nie, maar die liefde vir geld, die strewe na meer, ja, daai ding kan jou hart versmoor. Ek dink nou aan Jesus, toe hy die versoekinge in die woestyn trotseer het, en ook op 'n manier hiermee moes stoei, toe die vyand vir hom aanbied om al die koninkryke van die wêreld aan hom te gee, het Jesus gekies om nee te sê, want sy begeerte was nie mag of besit nie, sy begeerte was die wil van sy Vader. Ons, liefde, lewe, dis wat in sy hart geblom het. Sy lewe is 'n wonderlike ligstraal. Hy het saam met mense geëet, hy het nie tyd in paleise spandeer nie, maar by die siekes, die wat eenkant geskuif is, ja, die wat verlore was en gevoel het, hy was by hulle. Sy hart was vry, en dis inspirerend. Ek wil ook so vry kan leef, met so vry hart kan leef. Ek vra myself baie, veral nou in hierdie seisoen van my lewe. En dalk wil jy saam met my ook vra, wat dryf my elke dag? Wat is dit wat vir my regtig belangrik is in my lewe? Is dit die begeerte om gesien te word, geken te word, veilig te voel,
om beheer te hê, of is dit om in die liefde van Jesus gewortel te wees en te groei in vertroue, ja, vry te leef. Elke keer wanneer ek by my bejaarde ouers kuier, dan hoor ek die mense in hulle lewe, die gesprekke, die liefde, die aanraking, en dan woorde wat my binnekant kom skud. Ek wens ek het ander keuses gemaak. Nou daardie ligstraalmomente, daardie lewende briewe nou hier by my, laat my wonder, waar lê my begeerte? Wat jaag ek regtig na? Paulus skryf vir Timoteus, nooi jou gemeente uit om 'n lewe van vrygewigheid te beoefen. Maar om werklik vrygewig te kan wees, moet ek eers vry wees. Vry van die dinge wat my vasmaak, wat my laat dink, ek kort iets om 'n meer betekenisvolle lewe te kan hê. Ek nooi jou uit. Word vandag iewers vir 'n paar minute stil, dalk met 'n lekker koppie koffie in die hand. Dink aan wat jy begeer, wat is jou belangrik? Baie belangrik, skryf dit neer in 'n sin. En vra dan vir Jesus, wys my van dit wat ek begeer, wys my wat daarvan kan ek los. Wys vir my wat ek eintlik regtig in my lewe nodig het. Jy sal dalk verras wees soos ek oor die ligstraal wat op jou bladsy neergepen word. Kom ons bid saam en ons praat met die Here. Liefdevolle God, U sien ons harte. U ken ons begeertes, selfs die wat ons nie nou kan verwoord nie. Ons wil vry wees van ons soeke na meer. Help ons om ons oë op U te rig, op U wat by ons is, U vrede, U liefde. Help ons in ons strewe om ware rykdom in U te vind. Jesus, ons wil leef soos U, vry van vrees, vry van gierigheid, vry om te gee en lief te hê. Amen. Help me live my life openly, live my life expansively. All I am and have is because of you. Jesus, let your life open up through me. Help me live my life openly, live my life expansively. All I am and have is because of you. Jesus, let your life open up through me.